jy's 'n spioen nie. Kyk 'n bietjie mooi daarna. Heidi is reg. Dis 'n pragtige glas spieël van silwerpapier. Dit ken ek nie. Clara, Pieter, ouma, kom kyk gou, hier's blomme wat ek nie ken nie. Ons kom. Heidi, ja. ons sal nie weghardloop nie. Ek wens ek kon soos Heidi loop. Ag ouma, dit sou dan wonderlik gewees het as ek tot hierbo alleen kon geloop het. Jy kan loop as jy wil. Jy moet net opstaan, jy weet mos. Maar ouma weet mos wat gebeur as ek probeer. My bene is nie sterk genoeg nie. Alles verbeelding. Jy kon nou opstaan toe jy vir die koei bang was. Ag, Clara, my kind, ek raas nie met jou nie. Al klink dit so. Volgende keer kom jy alleen hier na toe. Ek sal probeer. Miskien is ouma reg. Dit was 'n goeie idee om tot daarbo te klim. Miskien kan ons weer gaan. Miskien weer volgende jaar, Clara. Ek gaan nou eers by die naaste rus oor vakansie om wanneer die uitputtende bergklimmery te herstel. Ek's nie meer so jonk nie. Ons sal gereeld vir ouma skryf, dan weet ouma hoe dit met my gaan. En sodra jy vir my die groot nuus kan vertel wat ek graag wil hoor, haal ek die eerste poskoets en kom dan weer terug. Julle moet beloof om baie fliks te skryf, sommer 'n lang brief elke dag, hoor? Elke dag is dit nodig. Natuurlik, maar kan jy dan nie verstaan dat ek moet weet hoe jy elke dag vorder nie, Clara? Ek sal skryf, ouma, en Clara, jy kan vir my nuwe woorde leer sodat ouma beter kan verstaan wat ek alles op die papier krap. Goed, dan is dit afgespreek. Ons sal elke dag saam vir ouma 'n brief skryf. En as die brief kom waarvoor ek wag, moet jy 'n groot rooi sirkel op die koevert trek. Ek sal die posbode dan vertel wat dit beteken, sodat hy my van ver af al kan roep. Ek hoop ons sal daardie brief eendag kan skryf. Julle sal die brief skryf, glo my. Ja, ouma. So, jy sal goed na Clara kyk, né? Maar dit hoef jy my mos nie te vra nie. Dan kom hulle terug. Ek is bly jy's weer hier. Heidi. Maak gou. Probeer weer om saam met die bokke te hardloop. Hy moet oppas. Wat sal gebeur? Maar hoekom vra jy dan nou sulke dom vrae? Jy kan mos self dink wat sal gebeur. Hoekom hou ons nie afskeidspartytjie nie? Vir ouma. Nee, vir Pieter. Daarmee wil ek sommer vir hom baie dankie sê. Ek hou hier nie vir jou, jy gaan 'n afskeidsparty kry. Wat is dit nou? Ag, jy vra net 'n klein seentjie. Maar ek is mos nog klein as ek dan nie. Hi Clara. Ons wag vir hom sê wat ons gaan doen. Julle fluister Dit tog. sal jy môre sien. Dis 'n geheim. 'n Groote. Daar is nie groot geheime nie. Geheim is mos 'n Die geheim. saak nie. Kom môre aan na ons winterhuis toe. Hoekom? Waarvoor? Sal hy iets wees om te eet môre aand? Sê jy vir hom, Clara? 'n Mens moet maar wag en kyk. 'n Verrassing moet 'n mens verras, anders is dit nie meer 'n verrassing nie. Ja, as mens bietjie daaroor dink, dan is jy reg. Mens kan sien jy leer Pieter, baie. wil jy saam met ons gaan? Of wil jy liewer nog 'n rukkie hier bly? Nee. Ja, ek moet ongelukkig nou loop. Ek kom agter dat dit iets met die verrassing Jy moet te vir tyd doen. sien, môre aan, totsiens. Môre het ek ook daaroor nagedink. Nou het hy vergeet dat julle wil saamgaan. Die Vaabond, ag ja. Môreoggend sal ek en Heidi vir ouma kom help, is dit reg? Ja, maar moenie verslaap nie, hoor? Ek is so opgewonde, ek is bang ek sal nie kan slaap nie. Nee, kinders, ek dink tog julle moet eers môre aand saam met Pieter kom. Ag, maar ouma het dan nou net gesê ons moet kom help. Hoekom dan? Ek het nou net aan iets anders gedink. Hoekom moet ek net vir Pieter verras? Ek kan mos vir julle ook 'n verrassing voorberei, dan is dit soveel lekkerder. Wat nou? Ongelukkig sal ons nou maar net moet wag, is maar al. Ons kan maar gaan. Ja. Tot môre, kinders. Lekker slaap, ouma. Ek kan amper nie wag nie, ouma. Totsiens. Lekker slaap. Ek is so opgewonde. Ek wonder wat het ouma nou weer hierdie keer uitgedink. Clara, onthou jy nog die keer met die troue? Ja, dit was lekker. Jy was 'n pragtige bruid. Ja, regtig mooi. Ons het nog so gedans. Toe het ouma sommer net weggesluip. Sy was bang om vir ons totsiens te sê. Dis reg, ja. Ek onthou dit nog goed. Maak dit jou treurig as jy daaraan dink. Oh,
As ek dit geweet het, sou ek nie daarvan gepraat het nie. Nee, is net ek het daaraan gedink dat ouma hier eers by 'n resort gaan wees en op 'n sekere besondere brief gaan wag. Maar daar's tog niks meer verkeerd nie. Hoekom nie? Clara, wat is dit? Hoekom nie? Sien ek stel haar teleur omdat ek tog nie kan loop nie. Ag, kom nou. Jy kan mos al klaar loop, Clara. Maar as jy nie probeer nie, sal jy nooit nie. Dit weet jy tog. Dis moeilik. Dis makliker as wat jy dink. Probeer nog een keer. Jy moet dit elke dag hard oefen. Ek sal jou daarmee help. Ek is bang En waarvoor? dat ek probeer en dan uiteindelik nie kan nie. Ja, ek kan dit verstaan, maar jy sal uiteindelik. Ek weet dit net. Ek wens dit. Môre begin ons, hoor? Beloof my jy sal probeer, Clara. Ek beloof. Maar beloof jy sal geduldig wees? Ja, ek sal. Ek wonder of ek dit ooit sal kan doen. Ons gaan vanmôre veld toe en vanaand saam na ouma se afskeidspartytjie toe. Heidi, julle moet liewer vandag hier bly. Hoekom? Clara mag haar nie oorreis nie. Albei sal te veel wees vir haar. Oh, En is tyd dat Clara stadig gaan begin met haar loopoefeninge. Liewer eers volgende week. Van môre af. Mag ek ook maar kyk hoe laat sy leer? Ek glo nie Clara sal daarvan hou nie. Ek dink ons moet haar liewer met rus laat. sê tog iets. Was dit nou, wil jy dan nie vandag met die bokke veld toe nie? Maar gou, is vanaand partytjie. Ja, ek sal. Beloof. Nou ja, tot later. Tot Om nou 'n kleintjie krye te gee. Ons het gister besluit ons gaan vandag al oefen. Nee, môre is vroeg genoeg. Gee haar maar nog tyd. Ag, Clara, hoekom trek jy nou alweer so 'n gesig? Ag, weet jy wat, Heidi? Nee, wat? Ek voel nie so 'n baba wat vir die eerste keer moet leer loop. Ek weet nie, Clara, maar partykeer dink ek jy wil regtig nie leer loop nie. Jy wil net gedurig kla omdat jy moet oefen. En nou moet ander mense jou aan mekaar ronddra. Klink dit nie vir jou meer na 'n baba nie? Natuurlik. Nou dat jy dit sê, kom ek dit eers agter. Nou ja, toe, dan hou jy nou op met die Clara en ons probeer dit soos oupa vroeër gesê het, hoor? Toe kom jong, kom ons probeer dit. Ooh. So, nou sal ons sien wat jy kan doen. Maak dit seer. Ja, so bietjie. En het dit seer gemaak? Nee, eintlik nie. Sien jy? Kom ons probeer weer. Ag, Doen nou nog net 'n laaste keer. Eers stadig. Jy kan. los my. Probeer harder. Ek is bang. Ek's jammer. Ek het gedink dit sou werk. Clara, is dit nog seer? Nee, Net omdat ek nie genoeg kon help nie. dit werk nie. Jy kan mos sien ek is nou eenmal so. Sal ek gou vir jou lekker vars bokmelk gaan haal, hè? Ja, asseblief, dit sal net baie lekker smaak. Slap pas so 'n bietjie. Ek is nou weer terug en moenie treurig wees nie. Moenie kwaad wees vir my nie. As sy my tog net met rus wil laat. Ek kan regtig nie. Nou voel ek beter. Dis baie gaaf. Kom ons probeer nog een keer. Ek weet wat ek vroeër verkeerd gedoen het. Nee, nie vandag nie.
Maar oupa het gesê ons moet eers môre weer begin. Ja, ek weet, maar net een keer toe. Nee, los my. Luister, is jy nie nuuskierig om te weet wat ouma uitgedink het vir 'n verrassing nie? Nee, jy vra net omdat jy oor iets anders wil praat. Kom, probeer weer. Hou tog op, Heidi. Nou goed, ek sal ophou, maar dis nog so lank tot vanaand. Die son is nie eens onder nie. Ek kan amper nie meer val nie. Dit sou vandag glad nie donker word nie. Nou ja, ek gaan maar vir kleintjie kry gee. Is maar vervelig sonder die ander. Kleintjie! Kleintjie! Hoekom is jy so laat? Jou stoute bok het weggeloop toe moes ek haar eers gaan soek. Sy doen dit nie gewoonlik nie. Clara, Pieter het teruggekom met die bokke. Jy's laat. Ek weet, ja, kleintjie het weggeloop. O ja? Het sy afgedwaal. Ja. Kom nou. Julle moet maar vandag alleen bly. Ons kan gaan. Uiteindelik. Ai, kyk wie kom daar. Ja, seker die meisietjie uit die stad uit wat hy daar dra. Pieter, Ja. ag niks nie. Goeienaand, hoe gaan dit? Goed, dankie Heidi. Net vol reumatiek. O, gaan jou goed. Goeienaand. Ek wonder of Barbel weet wat hulle almal hier onder kom maak. Wie wat dit almal hier kom maak? Wel nie eintlik nie. Die ou dame uit Frankfurt het 'n klomp mense na Durflie gestuur en 'n groot gedoente gereël. Ouma. Stel vanaand 'n partytjie spesiaal vir my. Ek glo dit nie, dit kan nie wees nie. Hè? Maar gaan dit regtig 'n groot party wees? Loop nou. Hulle het jou mos daarin uitgenooi. Ek sal die bokke vir jou uitkeer. Gaan maar. Dankie, baie Ai dankie. Pieter, jy my môre alles vertel hoor. Ek sal graag wil weet wat sy als gekoop het. Waarheen gaan jy? Wat's dit nou? Na die kinders toe. Wat maak julle hier? Wat doen hulle daar? Wie doen wat? Daar. Party. Kyk, dit kan nie waar wees nie. Pieter, Clara. Kyk dit. Hy nie so vinnig. O, dis so mooi. 'n Fees, 'n regte lanternfees. Dit alles nie vir my. Julle is almal net betyds. Die ete is reg. Speel maar musikante. Kom asseblief in, 'n kos sit. Kom oupa, kom ons gaan in. Baie lekker. Wonderlik lekker. Hartlik welkom aan u. Baie dankie vir die uitnodiging. Hi ouma, oupa sê dankie vir die uitnodiging, maar dis altyd sy huis. Ja, dis waar. Ouma, kan die kinders wat daar by die hek staan maar inkom en kom kyk? Ek is saam met hulle in die klas, ouma. Hier is genoeg kos vir almal. Gaan uit en sê vir hulle, elkeen van hulle is baie hartlik welkom. Julle kan maar inkom, julle is almal genooi. Sit jy goed so, is jy gemaklik? Ja, baie dankie. Dis alles net reg so.
het altyd die beste idees. Dis alles wonderlik. Ouma, dis nou al my klasmaats. Jakob Klas Jurgens, Liesel Pierre tweede, die lange Oscar en dit is wie is sy dan, hè? O, dis my oudste suster se dogtertjie. Dan is jy haar oom. Jy het baie meer vriende as wat ek gedink het. Ek dink ek moet nog brood gaan sny. Dit lyk vir my die worsies is ook nie genoeg nie. Hier, lekker kos. Heidi, kyk 'n bietjie daar. Kom speel aan. Jy is aan, jy is aan, jy is aan, jy is aan. Ja! Jy sal ek so gou van. Ek kan vinniger. Hier is ons, jy domkop. Ja, ek pak vir jouself. Ek sal hom daarbo gaan afval, wag julle maar net. Moet jy die hele tyd agter my aan toe soek tog iemand anders. Ons noem die speletjie aan. Wil jy nie saam speel nie? O ja. So uitgelaat klop. Ek was ook vroeër so. So gaan dit as 'n mens staan en slaap. Kom ons probeer. Nie vanaand nie. Goed, môre. Hier is hy. So moet dit vir jou ook wees. En so sal dit ook wees, maar dan moet jy fliks oefen. Ja, miskien. Natuurlik, jy moet net wil. Met jou hele hart wil jy kan loop, Clara, jy dit vir ons bewys, glo dit. Jy moet net hard oefen. Sal dit help? Ja, dit sal help. Maar jy moet dit vir jouself wens, my kind, en net daaraan bly dank. Jy kan, Clara, glo my, dit sal werk. Jy mag nie ophou om daaraan te glo dat jy nog eendag sal loop nie. Beloof my dit, Clara. Ek beloof, oupa. Nou ja, dan begin ons môre vroeg met die oefeninge. Kom nou tafel toe, kos dit aan. As julle almal jy mag Julle moet alles opeet, dan mag niks oorbly nie. Ek gaan niks bly nie. Ouma moet vir ons skryf hoor. Maar natuurlik sal ek vir jou en Heidi skryf, net sodra ek daar aankom. Ouma, ek sal probeer. Ek sal elke dag op die nuus wag. Ek weet dit sal kom.
Ja, ek glo dit sal. Totsiens Heidi en help haar, hoor. Totsiens en baie dankie. Baie dankie aan u. Totsiens. Jammer sy gaan weg. Totsiens, ouma. Ek sal vir ouma skryf, ouma. Ek weet ek sal kan loop, ouma. Ek weet ek kan. Totsiens, ouma. Ek sal kan loop. Ek kan loop. Ek kan loop, ouma. Vroeg die volgende môre het Clara en Heidi begin oefen soos hulle beloof het. Hulle het elke dag geoefen en stadig maar seker kon 'n mens sien dat Clara beter word. Pieter was natuurlik van almal die ongeduldigste. Hy kon eenvoudig net nie wag dat Clara gesond word nie. Maar voor dit kon waar word, moes Clara, Heidi en haar oupa nog baie ure hard saamwerk. Toe daar skielik 'n brief van Clara se ouma afgekom. En iets wat ouma geskryf het Clara baie hartseer gemaak. Maar daarvan vertel ons julle volgende keer.